Goeiemôre, ek groet in die lieflike naam van Jesus. En weer eens is die genade van die Here so groot vir my om deel 4 van die Gees in my of ver met u te deel. Ons het in deel 3 het ons afgesluit met die woord van Filippense 4 vers 6 wat sê: wees oor niks besorg nie, maar laat al julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Die afsluitingstema was dat ons die Gees se vrede moet ervaar en ander sal dit in ons opmerk. Nie net vir onsself nie, maar ook as getuienis vir ander daar buite. Die volgende aspek van een van die Gees, een wat die Gees van God in hom of haar het, is daardie bonatuurlike liefde. Vir eerstens die Here, want jy moet die Here God lief hê met jou hele hart, hele verstand en alles in jou. En dan die ander mense moet jy ook lief hê, soos asof jy jouself lief het, soos jy jouself lief het. Nou dit is 'n baie moeilike aspek. Nou kom ons wees ook dan nou sommer eerlik met mekaar vandag. Dit is maklik om die lief te hê wat jou lief het, maar minder maklik vir die wat nie van jou hou nie, en die wat vyhandig teenoor jou optree, of iemand wat u skade doen, en slegte woorde oor jou spreek. Daarom, as u die Gees het, is dit makliker as u hom toelaat om jou die geestelike vrede te laat geestelike vrede te laat streef en so kan lief kry. Natuurlik is die menslike natuur sê, kry lief die wat jou lief het. Maar Jesus kom en gooi hierdie hele stelling om en getuig in Matteus 5:44 tot 45. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader, wat in die hemel is, want hy laat die son opgaan oor die slegtes en die goeies, die gelowiges en die ongelowiges, en hy laat dit reën op die regverdiges en die onregverdiges. In uself, sonder die Gees, is dit absoluut onmoontlik om in liefde te bid vir die wat u haat of seermaak. Dit is die liefde wat die Gees in ons openbaar, deur die Seun, Jesus Christus. Ons dink vandag aan Stefanus, die eerste martelaar, wat gesê het, hou nie hierdie sonde teen hulle nie, Here, die wat hom tot dood wou stenig. Hy het hulle nie vervloek of gesmeek om hom leed aan te doen nie. Dit is dieselfde liefde wat Jesus aan die kruis gehad het, toe hy sê, Vader, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hierdie is 'n liefde wat haat oorkom, en 'n liefde wat ferm staan, selfs as dit pynlik is, en ook as die Gees in u is, sal hierdie tipe liefde sy voorskyn begin maak. Soms is dit om iemand te vergewe, wat nooit om verskoning vra, of jammer sê nie. Soms is dit om vriendelik uit te kies, wanneer u elke rede het om bitter en kwaad te wees. Menslik en op eie stoom is dit absoluut onmoontlik. Wat is die optrede of reaksie as iemand u verkeerd behandel? Wanneer die genade van God in u werk, begin u leer om genade aan ander te toon in die Gees. Die Gees van God maak u kliphard hart sag en leer u om in liefde en sagmoedigheid op te tree. Galasiërs 5:22 getuig van die geestelike vrug van die Gees.
En dit sê die volgende: maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. So, hou dit maar in gedagte. Ek los hierdie gedagte by u. Ek sluit eers hier af. Deel 5 sal volg. Ek is Pastoor Gary. Brood en water, 5 minute woord seëngroete en weet net, Jesus is so baie lief vir jou. Amen.